My titel is Die las van onvoltooid en die vryheid van volbring. Die las van onvoltooid en die vryheid van volbring. En ek wil begin deur die gevoel, bietjie iets te sê oor die gevoel en die realiteit van onvoltooide werk. Ek dink ons almal kan met dit relate. So, miskien 'n vraag, wanneer laas het jy aan die einde van 'n dag in jou bed geklim en gevoel, yes, alles in my lewe, alles wat ek vandag wou doen, alles wat ek moes doen, wou doen, is voltooid. Alles is klaar. Ek het niks nodig om oor te worry vir vandag nie vir môre nie. Alles is net voltooid. Vir meeste van ons is dit 'n vreemde ding, né? Daarvoor sit jy daar en sê, waarvan praat jy? Want ons lewe bestaan uit hierdie never-ending to-do list. Daar's altyd nog iets om te doen. Daar's nog e-posse om te beantwoord, daar's nog wasgoed om te was, nog skorrelgoed wat dalk rond staan, daar's nog 'n projek wat half klaar is op jou lesenaar. En dan stop dit nie net by ons daaglikse take nie, né? Dit gaan in die dieper dele van ons lewens. Ons verhoudings is works in progress. Ons huwelike het altyd aandag nodig. Ons ouerskap voel onvoltooid in elke nuwe seisoen. En dan as ons eerlik is, ek en jy as individue, ons is nie klaar produkte nie. Daar's nog soveel aan ons wat onvoltooid is. Ons kan sê ons voel soos onvoltooide projekte. Ek is nog nie wie ek wil wees nie. Ek is nog nie waar ek wil wees in die lewe nie. En ons almal leef met goed wat nog nie klaar is nie, nog nie voltooid is nie. En daar's dalk soms hierdie uitputtende gedagte wat jou ook emosioneel raak, wat voel, yes, as ek maar net. En ek moes, en ek moet nog. En die realiteit is, terwyl ons lewe aan die kant van ewigheid, gaan dit die las wees wat ons dra. Ons lewens gaan nooit 'n klaar produk wees tot ons eendag by Jesus kom nie, en hy gaan alles nuut maak, en hy gaan alles volledig maak in terme van ons lewens. En hoekom ek dit vir jou noem is, ek dink dit is so belangrik dat mense onderskeid tref tussen jou lewe as mens en jou verlossing. Jou lewe as mens en jou verlossing, want hierdie ding van 'n onvoltooide werk, ons maak die fout dat ons dit bring in ons verlossing en ons verhouding met die Here in. Dat omdat ek konstant moet werk om goed te bou en klaar te probeer kry en klaar te maak in my lewe, voel ek my geloof, my verhouding met die Here is ook hierdie projek. En dan kan baie Christene voel baie keer, maar as ek nou voor die Here staan, dink ek hy gaan na my lewe kyk en sê, onvoltooid, so onvoldoende. Onvoltooid. En soveel Christene leef met 'n vrees, dat hulle verlossing is nie voltooid nie, want hulle fokus op hulle eie lewe. Hulle kyk na waar hulle lewe is, en as gevolg van hulle fisiese lewe, en hulle sonde, kyk hulle na hulle self en sê, ek dink net nie ek is daar nie. En hulle het dalk die weegskaal mentaliteit, waar hulle meet hulle goeie dade teenoor hulle slegte dade om te probeer evalueer. Ek wonder hoe voel God oor my, want as ek na my lewe kyk, voel ek nie dis heeltemal klaar nie. Dis nie waar ek wil hê dit moet wees nie. Ek kan definitief nie dink dis waar God wil hê dit moet wees nie. En familie, vandag is ons hier by mekaar en vier ons Paasfees, en dis hoekom ons Paasfees moet vier, om mekaar te herinner dat Jesus het nie 2000 jaar terug aan daai kruis gehang en met sy laaste asem gesê, hoorie julle, ek het nou meeste van die werk gedoen, maar julle moet nou die res doen nie. Hy het nie met sy laaste asem gesê, hoorie, so ek het nou vir julle 'n voorbeeld gestel van hoe om julle self te red nie, maar kom ons kyk nou wie van julle gaan dit actually doen nie. Jy moet jouself nou red nie. Wat het hy gesê met sy heel laaste woorde, toe hy sy laaste asem uitblaas? As jy jou Bybel hier het, is Johannes 19 vers 30. Weereens, een van die kortste skrifte in die Bybel, een van die kortste gesegdes van Jesus, maar so kragtig, 3 woorde, waar Jesus net eenvoudig sê, dit is volbring. Dit is volbring, en dit sê daar vir ons, dit was sy laaste woorde, want toe het hy sy kop vooroor laat sak, en sy laaste asem uitgeblaas. Hoeveel van julle weet, as iemand hulle op hulle sterfbed lê en hulle gaan hulle laaste woorde sê, dan gaan hulle nie nonsens praat nie.
Hulle gaan nie net enige iets sê, net om iets te sê nie. Hulle gaan nie net 'n random conversation aangaan en sê, hoorie, kom ons chat net 'n bietjie nie. Hulle gaan iets sê wat vir hulle praat oor dit wat vir hulle belangrik is. En met sy laaste woorde is dit waarmee Jesus ons los. Dit is volbring. In die oorspronklike taal van daai tyd is dit die woord tetelestai wat Jesus gesê het, tetelestai. En tetelestai is nie 'n godsdienstige term nie. Dis eintlik meer 'n besigheidsterm. 'n Besigheidseienaar, 'n handelaar sou dit stempel op 'n rekening. En daai stempel, tetelestai, dit sou dan beteken dat die skuld is heeltemal betaal. Elke sent van hierdie rekening is vereffen, dis terugbetaal, dit is klaar, daar's niks meer werk om hier te doen nie. Met ander woorde, niks kan hier bygevoeg word nie. En vir ons beteken dit, familie, elke sonde, elke tekort, elke skuld wat jy teenoor die Here het, en kan ons net gou eerlik wees, ons almal van ons het dit. Almal van ons kom kort van die heerlikheid van die Here, almal van ons het skuld by die Here. En Jesus kom en hy betaal dit, en hy sê, alles wat onvoltooid is in jou lewe teenoor die Here, ek het dit vir jou voltooi. Ek het dit vir jou betaal. En die hele las van verdienste en probeer opmaak en probeer regmaak wat verkeerd was tussen jou en die Here, dis verby. Daai las kom vat ek van jou af. En die vraag as dit kom by verlossing, as jy voor die Here eendag staan, gaan die vraag nie wees, hoeveel het ek gedoen nie? Die vraag gaan wees, het jy geglo en ontvang dit wat Jesus vir jou gedoen het? Het jy geglo en ontvang dit wat die Here Jesus aan daai kruis vir jou gedoen het? Nie wat het jy gedoen nie. En hier, die duiwel weet dit. Hy weet dit. En hy wil dit gebruik teen gelowiges. Hy weet dat ons gaan stoei met skuldgevoel, want terwyl ons hier is, het ek en jy nog steeds sonde. Tensy daar iets is wat jy weet wat ek nie weet nie, maar vandat ek tot bekering gekom het, het ek nog steeds sonde. Ek doen nog steeds goed verkeerd. En die Here los ons hier, tussen ander mense wat sondaars is, wat nie die Here ken nie. Ons het sonde, maar ons is kinders van die Here. En terwyl ek ook nog sonde het, ook nog stoei met dieselfde goed wat 'n ou stoei wat nie die Here ken nie, los die Here my in daai kondisie, maar ek het 'n ander posisie. Die Here gee my hierdie posisie van kind. Jy's gered, jy's vrygespreek. Ander mense het nie daai selfde posisie nie. Ons het dieselfde kondisie. En die Here los ons in dieselfde kondisie dat ek met daai mense kan praat en vir hulle sê, maar besef julle nie wat die Here gedoen het vir ons nie. Besef julle nie dat die Here aarde toe gekom het en gesterf het vir ons nie, en jy hoef nie jouself te red nie. Want dis hoekom baie mense wegbly van die Here af. Die duiwel het 2 strategieë wat hy gebruik. Vrees en skuldgevoel en hoogmoed. Hy gebruik hierdie 'n vrees om mense weg te laat kruip van die Here. En al hoe hy dit doen is hy skuif jou fokus na jouself toe. Hy skuif jou fokus na jouself toe. En hy sê, kom ons kyk gou na jou lewe. Kom ons kyk gou of jy goed genoeg is vir die Here, of jy goed genoeg doen. En as jy glo dat dis die bril waardeur die Here na jou kyk, nou hoe jy doen hier op aarde, dan is jy in groot moeilikheid. Vandag gaan jy die hele tyd bang wees en skuldgevoel gaan jou die hele tyd onderkry. Ons kyk nie na onsself om te sien hoe gaan dit tussen my en God nie. Ons kyk na die kruis. En die afgehandelde werk van Jesus, dit wat hy reeds gedoen het, nie dit wat ek nog moet doen nie. Daar's niks vir my om nog te doen nie. Daar's niks vir my om by te voeg as dit kom by my verlossing en om by 'n verhouding met die Here te hê nie. Jesus het daai prys betaal, dit is volbring. Maar as ek val vir hierdie trap van die duiwel, vrees, en ek fokus op my eie lewe, en ek skuldgevoel kry my ewe skielik onder, en ek dink, ek gaan probeer om dit te fix, en om dit beter te maak, laat die Here my weer wil hê, dan is daar groot moeilikheid, dan gaan ek wegkruip vir die Here, totdat ek dit gefix het. Vrees laat mens snaakse dinge doen. Ek wil jou vertel van 'n Japaneese soldaat. Ek het gelees van hierdie ou, Hiro Onoda. Van julle wat van daai tye ken, sal dalk van hom weet. So aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog
het hy in die oerwoude van die Filippyne weggekruip. En wat interessant is, die wêreldoorlog het geëindig in die Tweede Wêreldoorlog in 1945. En wat hierdie ou, hy het dit nie geweet nie. So hy is daar in die bosse besig, hy fight nog, hy kruip weg, dit eindig. Daar's vrede gesluit, al die lande gaan nou terug na hulle eie lande toe. Sy army vlug uit die Filippyne uit, hulle is gone. Hy is daar, hy is nog besig om te fight, hy is nog besig om te weg te kry. Weet jy vir hoe lank? Vir nog 29 jaar. 29 jaar kruip hy weg in daai woude van die Filippyne. En dit het gevat, ek weet nie hoe het hulle daarvan uitgevind nie, maar dit sou maar uitgevind, daar's nog een van ons soldate, hy's nog besig om van daai Filippynse mense dood te maak, en oorlog te voer, en toe kry hulle sy bevelvoerder van daai tyd af, om oor te vlieg soontoe, om hom formeel van diens te ontslaan. Kyk, die Japaneese, as hulle committed is aan 'n ding, hy eet slang, hy doen wat hy moet doen, maar hy gaan sy mission complete. En dit het gevat dat sy bevelvoerder van daai tyd af gaan, om vir hom te sê, luister seun, hierdie is verby hoor, daar's vrede nou, dis okay, kom terug huis toe. En toe gaan hy terug huis toe. Maar kan jy imagine, vir 3 dekades, mors hy soveel van sy lewe. Hoekom? Omdat hy geglo het, die oorlog gaan nog aan. Fight hy hierdie fight, waar daar nie eintlik 'n fight is nie. Is hy in 'n illusie besig oor wat hy glo. En ek wonder hoeveel van ons sit hier en ons fight nog hierdie fight wat Jesus klaar vir ons gewen het. En ons kruip weg in die woude van vrees, van skuldgevoel, van ek dink nie ek doen goed genoeg nie. Ek dink nie ek is voltooid nie. Ek dink nie ek maak dit nie. Ek dink ek moet nog fight hier. Ek dink hierdie oorlog is nie verby nie. Kan ek vir jou sê, as ons Paasfees vier, dan kom herinner ons bevelvoerder ons. Dit is verby. Kom uit die oerwoud uit. Die fight is klaar. Ek het dit vir jou gewen. Dit is volbring. Ek wonder of jy dit glo vandag. Ek wonder of jy dit glo met jou hele hart. Dat jy hier sit en dat as ek vir jou sê, jy gaan nou oor 'n paar ure voor die Here staan, dat jy nie gevul word met 'n vrees nie, maar met 'n opgewondenheid, omdat jy weet. Jesus het die prys vir my betaal en ek glo in Jesus en dis al wat nodig is. Wanneer ons probeer om self te vestig wat Jesus reeds gevestig het, dan bewys dit tot 'n manier dat ek en jy glo nie eintlik in die kruis nie. Of ten minste dat ons glo dat dit was nie genoeg gewees nie. Die kruis was nie genoeg gewees nie. Dit het iets miskien gedoen, maar dit het nie genoeg gedoen nie. En eintlik glo ek dan glad nie in dit nie, want ek meen as ek glo dat die kruis was nie genoeg nie, hoekom moet ek enigsins glo in dit? Hoekom moet ek enigsins vashou aan Jesus as ek nie glo dat dit wat hy vir my gedoen het my help nie? En ons gaan Sondag bietjie daar praat Paulus ook met die kerk en sê, as jy net Jesus volg vir sy goeie teaching, dan is jy in groot moeilikheid. Maar daar is soveel Christene, hulle glo dit het gebeur, hulle glo dit nie, dit was genoeg vir hulle verlossing. En so veg hulle die geveg van self en maak hulle self oop om 'n teiken te wees vir die duiwelse aanval. Van vrees, van fokus op jouself, probeer jouself red. Jesus het iets gedoen, maar jy moet die res doen, en as jy eers dit glo, dan het jy moeilikheid. Vrees. Die ander ding is hoogmoed. Dis die ander issue, die ander strategie van die duiwel. Dat party mense glo actually, dat hulle doen goed genoeg. En as jy bang is vir die Here, as jy vrees het, dan kruip jy weg vir hom. Maar as jy hoogmoed het, dan bly jy net weg vir hom. Want as ek dit myself kan doen, hoekom het ek hom nodig? Ek het nie nodig om met hom te praat nie, ek het nie nodig om aan hom vas te hou nie, ek het nie nodig om vir die kruis te kyk nie, want ek doen dit self, en jy weet, ons as sê, is nie ons nie, ons is, maar dis miskien juist daai, dis nie ons nie, wat maak dat dit ons is dat ons is baie keer 'n bietjie, ons dink ons is goed, ja, ons gee onsself 'n pat op die back, en dink, as ek kyk na die wêreld om my, en hoe crazy van die mense is, dan dink ek is heel normaal. As daar iets soos normaal is, ek is heel okay, ek is 'n goeie mens.
En daai kan baie gevaarlik wees, veral vir ons kultuur. Ons het in die kerk groot geword, ons het met 'n sterk godsdienstige kultuur groot geword. Ons is diep, ons het 'n diep waardering vir waardes, né? En dis 'n goeie ding. Maar ons moet so pas op dat die ou dominee ons nie laat glo dat omdat jy asseblief en dankie sê en respek het vir jou maale en dit en dat en die volgende doen, dat dit maak dat jy gaan hemel toe gaan nie. Want dis so gevaarlik. Dit is so gevaarlik. En daar's eintlik 'n stuk in die Bybel waar Jesus saam met hierdie Fariseërs kuier en dan kom hierdie sondige vrou, sê hulle. So sy was nie teen in prostitusie of egbreek of wat ook al en sy kom daar en sy val by Jesus se voete neer en met haar trane en met duur parfuum was hy sy voete en hierdie ouens is dadelik offended. Hulle voel, hulle gedagtes, hulle sê dit nie hardop nie, maar Jesus lees hulle gedagtes en hulle gedagtes is, hoe kan hy laat sy ewen naby hom kom? Hierdie vrou, nou alles wat sy gedoen het, as hy so heilig is. En Jesus vertel hulle 'n gelykenis. Hy sê, hoor gou hier. Daar's twee mense. Hulle albei skuld hierdie koning iets. En albei van die een skuld heavy baie, die ander een skuld net 'n bietjie. Albei se skuld word afgeskryf. Wie dink julle is die dankbaarste? Wie is die liefste? Wie die meeste liefde? Vir daai skuld wat afgeskryf word. En die Fariseërs sê, dis seker obvious die een met wat meer skuld gehad het. En Jesus sê presies. En wat hy by implikasie vir hulle sê, I don't know if they got it, maar wat hy eintlik vir hulle probeer sê het, is julle dink, julle het nie baie skuld nie. Dis hoekom julle nie so dankbaar is nie, anders was julle ook op julle knieë hier gewees. En jy weet, baie van ons is in die kerk, en ons kom kerk toe met 'n gesindheid van ek is hier want ek's goed. Ek's hier want dis wat goeie mense doen. En dis waar, so ek sê waardes is goed. Is goed om 'n respek te hê vir waardes en om gedissiplineerd te wees en om committed te wees. That's good. Maar as jy ooit dink dat dit is wat die prys betaal, dan het jy moeilikheid. Mag ons altyd soos daai vrou bly wat besef ek het baie skuld. Ek het baie skuld. Mag ons altyd by die Here se voete bly val en sê dankie Here vir dit wat U vir my gedoen het aan daai kruis, want ek kon dit nie self doen nie. Ek kan dit nie self doen nie. Daar's niks wat ek en jy kan doen om onsself te red nie, niks nie. En as dit kom by dit wat Jesus vir ons gedoen het, is al wat hy vra is dat ons glo en ontvang. Dis sy hart. Dis die hart van die God wat ons doen, is dat ons glo en ons ontvang en dat ons uitgaan in die wêreld en dit deel met ons vriende en ons familie. En ek dink as jy nie so passionate is oor dit jouself nie, het jy ook nie so passion daarvoor om dit te deel met ander mense nie. As jy dalk val vir daai, ek dink ek maak dit, ek dink ek's 'n goeie mens, ek dink ek gaan slaag. En jy's op jou eie journey in daai manier, of jy's bang en jy probeer nog eers jou eie lewe fix, as jy op daai self-fixing pad is, en jy's nie heeltemal oorgegee aan Jesus nie, en jy sien nie die kruis vir wat dit is nie, dat dis volbring, hy die prys betaal, dan gaan jy ook nie 'n humility en 'n passion hê om ander mense uit hulle vrees en hulle hoogmoed uit te haal en te trek na die kruis toe nie. En ek dink dis 'n groot issue in ons kultuur. Dis hoekom ons mense nie so evangelisties van aard is nie. Ons hou dit baie by onsself. My Christendom, hy's in die sak hier, so ek het hom, maar dis my saak. Jou saak is jou saak. My saak is my saak. En is van ons twee met vrees, van ons glo nie ons is gered nie, want my lewe is nog nie reg nie en ek wil nog try en ek try om 'n goeie mens te wees. Ander van ons dink ons doen dit actually. En ons hou dit hier want ek wil nie my Christendom bring ek nie naby jou nie, want ek is beter as jy. Mag ons al daai uithaal en neergooi. En mag ons terugkom by die kruis en besef, Jesus het dit vir ons gedoen. En omdat hy dit vir ons gedoen het, en die manier hoe hy dit vir ons gedoen het, mag ons gevul word met soveel humility, soveel nederigheid en soveel passie, dat ons nie anders kan as om te praat met mense nie.
En nie om vir hulle te sê wat hulle moet doen nie, maar om vir hulle te sê wat Jesus vir hulle gedoen het, want dis die verkeerde ding om juis vir mense te sê wat hulle moet doen, want jy laat hulle glo dat hulle kan hulle self red, en dis verkeerd. Dis verkeerd. Dus ons moet vir mense sê wat Jesus vir hulle gedoen het, en wat Jesus vir my gedoen het. En is my gebed dat ons as 'n kerk, dat ons so vol sal word tot oorlopends toe, met die evangelie, om mense te laat weet, dit wat Jesus vir ons gedoen het. So ek wil jou vra, kan ek gou vra, is daar enige iemand wat nie so 'n kelkie gekry het nie? Almal gekry, great. So ek wil die musiekspan vra om vorentoe te kom. Ek wil net so 'n paar minute skep vir jou vandag, ek weet nie waar is jy nie. En ek weet nie waar is jou dankbaarheid en jou nederigheid en jou vrees as dit kom by jou verlossing nie. Maar alwaaroor vandag regtig gaan, is dat ons onthou wat Jesus vir ons gedoen het. En dat ons sal glo en ontvang dit wat hy vir ons gedoen het, en dat ons vir hom sal sê, dankie Here. Dankie vir dit wat u vir my gedoen het. En ek sit vir jou hierdie skrif op waar Jesus sê, net voor hy dood is, toe het hy die brood geneem wat sy disippels gegee en sê, hierdie is my liggaam, gebruik dit tot nagedagtenis, met ander woorde, onthou wat ek vir jou gedoen het, onthou, moenie vergeet nie. En dan, met die beker, gee hy vir hulle, en hy sê, dis die nuwe verbond, dis beseël deur my bloed, met die nuwe verbond gaan daaroor, dat hy vergewe ons sondes, en ons verhouding met hom is alles gebaseer op genade, nie op verdienste nie. Dat ek sê, Here, ek onthou, ek glo, dit is volbring. En ek wil net vir u sê dankie. Ek wil net vir u sê dankie. Familie, as ons kyk vir die kruis, dan sien ons nie net die prys wat betaal is nie, ons sien die liefde van die Here. Ons sien die liefde van die Here. Dis God wat vir jou sê, jou waarde, kyk vir die kruis, dan sien jy jou waarde, you are to die for. Dis wat hy vir jou sê. Al is jy onperfek, moenie vir dit kyk nie. Ek het gekies om te kom sterf vir jou, you are to die for. En mag jy dit vanoggend net weer besef. Besef dit is volbring, jou verlossing is nie 'n work in progress nie, dis klaar, dis gedoen, hy het dit betaal. En as daar enigstens 'n vrees of 'n ding op jou is, waar jy voel, ek moet dit probeer verdien, mag jy dit vandag soos 'n las van jou afgooi, en sê, ek verwerp dit. Ek verwerp dit in die naam van Jesus, want daar het 'n redder vir my aan 'n houtkruis gesterf. En alhoewel ek onperfek is, aanvaar hy my 100%, spreek hy my vry, ek hoef nie God se liefde te verdien nie, hy kom gee dit vir my as 'n gawe. Ek het sonde, ja, maar hy spreek my vry. Ek lewe onperfek en my lewe gaan altyd onvoltooid wees in die fisiese, maar geestelik het ek toegang tot die almagtige God en ek kom met vrymoedigheid na hom toe. En weet ek, hy hoor my as ek met hom praat. Kom ons vat so 'n paar minute en elkeen van ons persoonlik lees, ek wil jou vra, lees net daai woorde rustig deur. En dan gebruik jy op jou eie tyd, gebruik jy die brood en sê, Here, ek onthou, ek het dit vir daar aan die kant net neergeskryf. Net eenvoudige gebed, ek onthou. Here, ek glo in u bloed wat my skoon was. Here, dis volbring. Dankie.
Daar was 'n uitkruis, 'n ridder aan 'n uitkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n uitkruis, en daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar so snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete dans los verbreek. Oh, daar was 'n uitkruis, 'n ridder aan 'n uitkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n uitkruis, en daarom sal ek sing. Daar was 'n uitkruis, my ridder aan 'n uitkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n uitkruis, en daarom sal ek sing. 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 Daar was 'n uitkruis, 'n ridder aan 'n uitkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n uitkruis, en daarom sal ek sing. Here Jesus, woorde ontbreek in oomblikke soos die. Hoe sal ons ooit vir U kan dankie sê vir dit wat U vir ons gedoen het? Ons kan dit nie eers ten volle begryp wat U vir ons gedra het aan die kruis nie. Al wat ons kan doen is om ons harte opreg te bring. En om opreg te glo in dit wat U gedoen het, en om te ontvang en te sê, Here, ek ontvang het, want ek besef daar's niemand anders wat hulle lewe vir my gegee het nie, en daar's geen ander manier hoe ek gered kan wees nie. Net U het daai liefde vir my. En Here, ek wil U so goed as wat ek kan, wil ek U lief hê. Ek wil in verhouding met U wees. Dis hoekom U dit gedoen het, is om my weer terug te hê. En ek wil terug wees, Here. Ek wil U lief hê. Ek wil U ken. Ek wil hê U moet vir my wys wie ek is. Niks of niemand anders kan dit vir my sê nie. U is my maker. Dankie vir daai houtkruis, Here. Dankie vir U genade wat ons elke dag herinner. En ons optel as ons val. Ons vasdruk as ons alleen voel. Dankie dat U genade groter is as enige fout wat ek ooit kan maak. Dankie dat as ons daai woorde lees, God het die wêreld so lief gehad dat
Daai woordjie wêreld sluit in alle mense, alle sonde. En so weet ek kan kom nes ek is. Daar's geen beter nuus as dit nie. Dis hoekom hierdie goeie Vrydag is as gevolg van daai goeie nuus. En ons eer U daarvoor, Here. Ons eer U, ons loof en ons prys U en ons bring ons harte vir U. Dis al wat ons kan bring, maar ons weet dis al wat U wil hê. Is ons harte. So ons bring dit opreg en ons lê dit by U voete neer en sê hier is ons harte, Here. Kom daarin, kom maak U self tuis, kom wees naby my. Hierdie gebroke pad wil ek stap saam met U. En ek weet, so gebroke as wat dit is, sal dit betekenisvol wees en sal daar beautiful moments wees, sal daar genesings wees, sal daar lig skyn deur my krake, soveel so dat ander mense wat ver is van U sal sien, sal nader kom en U ook sal ontmoet en dis waar alles gaan hier. En dis my gebed hierdie Paasfees dat mense wat ver is van U, dat hulle naby aan U sal kom. Miskien sit hier iemand hier vanoggend wat vir 'n ruk lank nou soek na U, maar hulle is ver van U en mag hulle vanoggend hoor dat U roep hulle naby. U klop aan die deur van hulle hart. Mag hulle besef daar's niks wat hulle hoef te doen nie. Hulle moet net oopmaak. U wil inkom. Dankie Here Jesus. Ons het U so lief. Ons eer U wonderlike naam. Amen.